Kom ons sit net 'n oomblik stil. Kom ons sit net doodstil. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg. Dankie dat U hier is. Dankie vir die atmosfeer, Here. Here, dankie dat die Heilige Gees welkom is in ons midde. Dankie dat ons kan verklaar dat God is goed. Dankie dat ons weet dat die liefde van die Here, dis wat ons dring. Dankie dat ons nie sonder die liefde van die Here kan lewe nie. Here, ek wil bid dat U vir elkeen 'n boodskap sal bring, deur die Heilige Gees gedryf, in Jesus se naam, amen. So die tema van my boodskap vanoggend is geliefde. Geliefde beteken, die Engelse woord vir geliefde is beloved. Dis eintlik twee woorde, wees gelief, beloved. So ek wil hê dat as ons hier weggaan, dat elkeen van ons wat hier sit, weet dat ons is geliefdes. Dat dis beloved, om geliefd te wees. Elkeen van ons het op 'n ander manier groot geword. Ek sê nie die teologie, ek het in 'n Christelike huis groot geword. Ek sê nie die teologie is verkeerd nie. Ek sê dis hoe ek groot geword het. En ek weet die meeste van die mense van my ouderdom het ook maar so groot geword. My ouers het altyd vir my gesê, jy moet soet wees. En as jy stout is, dan gaan jy polisie bel. En die duiwel kom jou haal. En God gaan jou straf. En dit is hoe ek groot geword het. So ek was bang gewees. Ek wil nie iets doen nie, want ek is bang dat die Here my gaan straf. Of was ek bang dat die polisie kom my haal. En dit is hoe ek groot geword het. Wie van julle het nog so groot geword? Dankie. Ek gaan nog 'n paar vrae vra. Dis nie nodig om julle hande op te steek nie. Ek wil ook vir julle vra vanoggend. Wie van julle wat hier sit is 100% seker as jy vandag nou doodgaan, gaan jy by die Here uit, gaan jy by die hemel wees? Hier's mense wat hulle hande opsteek. So daar's mense wat 100% seker is. So op 'n stadium, net nadat ek my hart vir die Here gegee het, in hierdie omstandighede groot geword het, ek weet party ouetjies wat stout is, het hulle sommer polisiestasie toe gevat en gaan wys hoe's die selle en sien as jy nie wil luister nie, gaan jy hier beland en dit. Vandag waar ek nou is, ek is 21 jaar al in die bediening. En feitelik elke dag van my lewe kom ek met mense te doen. En hierdie week was ek by iemand gewees wat ook afgedwaal het en die strate gelê het en onder die bome geslaap het en alles. En altyd as ek vir hulle vra, altyd is dieselfde mense, verskillende mense, dieselfde storie. En ek vra vir hom nou, hoe dit gebeur, my broer, dat jy in hierdie omstandighede kom. En hy vertel my storie, en sy storie is so. En dis min of meer baie stories. Elkeen van ons het 'n storie. My storie is 'n goeie storie, want ek was gelukkig in hoe ek groot geword het. Hy sê nee, ek het in 'n huis groot geword, waar my pa baie gedrink het, en hy het my ma geslaan, en hy het my geslaan, en hy het my mishandel. En dit is eintlik die rede hoekom ek nou hier beland het, want toe het ek 'n vrou getrou, en die vrou het dood gegaan, en ons het kinders, en al hierdie dinge van verwerping, van jy's by jou huis, dit is sleg by jou huis. Baie van hierdie mense so. Elke dag kom ek met dit. Hoor julle wat ek sê? En die rede hoekom dit so is, ek dink dat baie van hulle verstaan nie, want ons het mos gesing, die liefde van God. Kinders van die Here, as ons die liefde van God ken en verstaan, as ons geliefdes is van God, sal ons nooit weer terugdraai na die ou lewe toe. Never. I will never go back. Toe ek nou in daai manier groot geword het, het ek my hart vir die Here gegee, en ek praat nie sleg van teologie nie, dit is nie verkeerd om so te wees nie, want dit is so. Die woord van die Here sê, dat jou sonde, die loon van die sonde is die dood en die hel en al daai goeters. Maar dit is nie hoe 'n mens kan wegbly uit die hel uit om bang te wees nie. Ek sê dit nou vir julle reguit, want ek weet dat ek dit ervaar. Toe ek by teologiese kollege kom, toe leer hulle my baie dinge, en daar het ek eendag ook besef, maar as ek nou regtig gered, hulle leer jou goed is daar, dis reg, maar dit is kopkennis. God se liefde en goed werk baie anders as kopkennis.
Dit is 'n ander soorte ding. Kinders van die Here, geliefdes van die Here. Ek sê nou vandag vir julle, julle is geliefdes van die Here. Kan julle amen sê daarop? Want God sê dit so. Ons hoef nie in vrees te lewe nie. En ek sê dit weer, ek het mos 'n vraag gevra, hoeveel mense is seker dat hulle sal hemel toe gaan? En hoeveel mense wat hier sit is seker dat God hulle liefhet? Steek julle hande op, laat ek sien. Is julle seker dat God julle liefhet? Is julle 100% seker dat God julle liefhet? Dit is belangrik. Lewe as God se geliefdes, dis eintlik my woord. Lewe as God se geliefde. Ek en u moet lewe as God se geliefdes. Die teksversies wat ek wil lees vanoggend is Johannes 1. Nee, 1 Johannes 1. Johannes is die skrywer van Johannes en hy het Johannes en 1 Johannes geskryf. Hoor wat sê Johannes. Hy sê geliefdes, beloved, julle wat lief is vir God en God wat vir julle lief is. Hy gebruik hierdie woord Johannes. Laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. Hy wat lief het, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Dit is God se karakter. God se karakter is liefde. Hoor, kan ek dit weer lees? Ek wil hê dit moet in ons gees in warm word, wakker word hierdie versie. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God uit, en hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. God is liefde. Die wêreld se liefde en God se liefde is verskillende liefde. Ek wil nou vir julle sê dat blou films, pornografie en goeders wat hulle sê dis liefde is demonies. Ek wil julle waarsku, julle moet wegbly van daai goed, dis nie liefde nie. Hulle praat van liefde, dis nie liefde daai nie. Ons weet dit. En ek wil dit sê reguit, laat ons moet weet dat daai goed is nie liefde nie. Hulle noem dit liefde. Dis nie liefde nie, Megan. Dit is demonies, ek weet nie, ek sê net vir julle, julle weet dit. En ek het hierdie versie gelees al 2 weke terug, en ek het gesê, ons moet dit mooi in ons hart in vasmaak. God se karakter. In Eksodus 34, wat het gebeur, julle, ek het dit daaroor gepraat, vir die wat nie weet nie. Moses het vir die Here gevra, hy wil God sien. En God sê, as jy my sien, gaan jy sekerlik sterwe. En hy het gesê, hy het hom in 'n gleuf en op die berg gesit en verbygegaan. Hy sê, jy sal nie my gesig kan sien nie, maar jy sal my van agter af sien. En hoor, dis God se woorde. En toe het die Here by hom verbygegaan en hy het geroep, hy hoofletter, dis God wat dit geroep het. God sê dit, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. God se karakter, hy is barmhartig, hy is genadig, hy is lankmoedig, hy is vol van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende en wat ongeregtig is en wat die oortredings en die sonde vergewe. Dis God. Dis die God wat ons dien. Dis die God oor wie ons nou gesing het. Hy is die God wat barmhartig is, hy is genadig, hy is lankmoedig, hy het goedertierenheid en trou en hy bewaar ons en hy vergewe ons sonde, hy vergewe dit. Maar daar kom dit by, maar nooit ongestraf laat bly nie. Straf, onbelyde sonde moet bely word en dan baie keer die sonde wat jy pleeg, jy dra ook die gevolge daarvan. So God het 2 kante, sy barmhartigheid, sy liefdevolheid, sy getrouheid, sy vergewensgesindheid en alles, maar ook as 'n ander kant. En dit is die kant, dis eintlik waar God se liefde inkom, want hy het ons lief met 'n ewige liefde. En as gevolg van dit, die sonde en die ongeregtigheid, dit is hoekom God vir Jesus gestuur het. Net Jesus kon hierdie ongeregtigheid en hierdie sonde, kan ons amen sê daarop. So, dit is wat, ek het nou vir julle die karakter van God verduidelik. Hy vergewe ons. Jesus was God se geliefde. Het julle dit geweet? In Matteus 3 vers 17 lees ons, toe Jesus gedoop was, en daar 3 vers 17,
daar kom 'n stem uit die hemel uit wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. God self het oor sy seun gesê, dit is my geliefde, beloved, die een wat ek lief het, dis hy oor wie ek welbehae het. So God is die een wat uitgespreek het oor Jesus, dit is my geliefde seun, wat ek welbehae het. En ook in Matteus 17 vers 5, by die verheerliking op die berg waar Petrus en Johannes en Jakobus was, terwyl, vers 5 sê, en terwyl hy nog spreek, oordek 'n helder 'n wolk hulle, en met eens is daar 'n stem uit die wolk uit, wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het, luister na hom. So God het 2 keer verklaar, dat Jesus sy geliefde seun is, en dat hy lief is vir hom. En Johannes die skrywer van hierdie boek, laat ek net julle 'n bietjie iets van Johannes vertel. Johannes is die skrywer, en Johannes was bekend as die disipel wat Jesus lief gehad het. Julle weet dit, die geliefde disipel. Johannes, ek wonder of hy nie arrogant was nie, maar almal het geweet, dis die disipel wat Jesus lief gehad het. Van al die disipels wat Jesus gehad het, is almal onnatuurlik doodgegaan. En Judas Iskariot het mos selfmoord gepleeg, en die ander, as julle hulle geskiedenis nie, Johannes is nie onnatuurlik doodgegaan nie. Ek het gelees een keer, toe sê hulle, Johannes was al baie oud gewees, toe sit hy agter in die kerk. Johannes is die een wat van Openbaring, wat op Patmos was, en hy het 'n besondere verhouding met God gehad, met Jesus. En hy agter in die kerk gesit, en hulle vra hom, oom Johannes, wil jy nie ietsie sê nie? Soos 'n kerk soos hierdie waar ons praat oor die liefde. En Johannes het stadig opgestaan, want hy was al oud, hy het net so geloop. Hy was ouer as jy, oom Jof. En toe kom staan hy voor, hy sê, wil jy ietsie sê? Hy vat, ek weet nie of waar Mike daai tyd was, kom ons sê, en hy vat die mic, en hy sê, geliefdes, julle moet mekaar lief hê. En hy gaan sit. Dit was Johannes. So die hele teologie, die hele ding van ons gaan oor liefde. Johannes, hy was die skrywer, hy was bekend as die geliefde, een wat Jesus lief gehad het, en hy noem ons nou, hy skryf hier, Johannes skryf van ons, geliefdes. Geliefdes, wat beteken beloved, ons is gelief, God het ons lief, maar ons moet hom ook lief hê. In Johannes 21 vers 20 sê daar by die nagmaal wat daar gebeur het, en Petrus het hom omgedraai en die disipel sien volg vir wie Jesus lief gehad het. Johannes het dit self geskryf, né? En hy sê daar die disipel vir wie Jesus lief gehad het. Wie was dit? Johannes. Ja, julle leer vanaf. Die een wat by die maaltyd op sy bors geval het. Johannes is die een wat by die maaltyd op Jesus se bors geval het. En hy het gesê, Here, wie is die verraaier? Johannes, dieselfde storie, Johannes 13 vers 25. En hy val op die bors van Jesus. En hy sê vir hom, Here, wie is dit? So Johannes was so naby aan Jesus, dat die ander mense vir hom gesê het, vra vir Jesus, wie is die een wat my gaan verraai? Hy het aan die bors van Jesus geval. Julle weet, ek het ook groot geword, ek praat uit my huis, vandag is my jongste dogter 38 jaar oud, en ek eer die Here vir dit. Ek het groot geword, my kinders het geweet, ek is baie lief vir hulle, maar ek verstaan nie mooi hierdie liefdesstorie so lekker met my kinders nie. En eendag, ek wil dit getuig hierso, eendag het sy hele paar jaar terug, toe kom my dogter, die een wat nou verjaar by my, en sy staan voor my, en sy sê, pa, gee my net 'n druk. Dit was my heilige oomblik. Ek het my dogter so gevat en gedruk. En ek weet op daardie oomblik het sy gevoel dat sy is die geliefde, hoewel sy dit weet. Ons moet weet baie keer, dit is maklik om vir iemand te sê, ek is lief vir jou, maar dan moet, liefde is ook net 'n woord. Ek het gesukkel met dit, maar ek sukkel nie meer nie,
van my dogter het na my toe gekom en sê, gee my 'n druk. Baie keer by die kerk wil die mense my druk, ek is bietjie versigtig, ek groet maar so. Daar by Western Area sê hulle, nee pastoor, druk. Wel, druk kan baie keer probleme veroorsaak met ander vrouens en al daai goed, maar as jy die liefde van die Here het en jy druk mense met die liefde van die Here, dan weet hulle dit. En dit is dan wanneer hulle die geliefde is. En dit is hoe dit is. So, dankie vir die humor, dankie dat julle saam met my lag oor die goed, maar dit is ernstig. En Johannes, dieselfde Johannes 13 vers 34, praat hy wat Jesus gesê het. En Jesus sê, 'n nuwe gebod gee ek aan julle, dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. Jesus sê, Johannes spreek, dis Johannes, die disipel wat Jesus lief gehad het. Hy sê, Jesus sê, en 'n nuwe gebod gee ek vir julle, dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. Jesus sê vir my en vir jou vanoggend, ons moet mekaar lief hê, soos hy ons lief gehad het. En hoe het Jesus ons lief gehad? Hy het ons so lief gehad, dat hy aan die kruis vir my en vir jou gesterf het. Daar's niemand wat so lief het. Ons het gesê, daar is niemand soos u nie, maar daar's ook, ek kan ook byvoeg, daar's niemand wat lief het soos Jesus nie. Maar hy sê vir my en vir jou vanoggend, ons moet mekaar lief hê, soos Jesus ons lief gehad het. Nou, die vers 25 sê, hieraan sal julle almal weet, dat julle my, hieraan sal almal weet, al die mense sal weet, dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het, as julle my geliefdes is. Hoe gaan die mense weet dat ons kinders van God is? As ons vir mekaar lief het. Dit is, ek wil weer die teksvers lees, Johannes 4 vers tot 8. Hoekom kies ons 'n kerk, wil ek vir julle vra? Baie mense kies 'n kerk, omdat dit 'n mooi gebou is. Baie mense kies 'n kerk, omdat daar baie mense was. Baie mense kies 'n kerk, omdat die prediker goed kan preek. Of dat 'n jong man is wat baie netjies is, of dat 'n ou man is wat baie, dis verskillende maniere. Miskien is dit oor die musiek wat daar gespeel word. Miskien is dit om die kerk mooi is. Miskien is omdat, dit is hoekom mense kerk kies. Nou wil ek wil nie vra nie, maar hoekom het julle die kerk gekies? Hoekom kies julle die kerk? Die regte manier om 'n kerk te kies is nie om te sien as baie mense. Die mense is maar, wat noem hulle flock together. Hoe minder mense hier is, hoe minder mense kom hier. Dit is so. Mense ry verby, dan sien jy, o, hier's baie karre, dan kom hulle wil kom kyk wat hier aangaan. Maar dit is nie eintlik hoekom ons 'n kerk moet kies nie. Die rede hoekom ons 'n kerk moet kies, Johannes was bekend as die disipel wat Jesus liefgehad het. Ek het dit al reeds gesê. God vra vir liefde. Hy vra nie 'n klomp mense nie. Dit is so, maar hier gaan nog 'n klomp mense, die kerk gaan nog vol wees. Maar eerste, voor die kerk gaan vol wees, moet die liefde wees. Was Johannes arrogant? Nee, hy was nie. Sy identiteit was dit. Nie almal uit hom geken nie. Johannes was ook een, as ons verder lees, toe die vrouens na gekom het en hulle sê dat die graf is leeg, en as julle dit lees, Johannes het vir Petrus en die ander weggehardloop. Hy was, behalwe hy geliefd is, kon hy goed hardloop ook, hy het hardloop weg, hy was eerste daar, om te sien, wat is dit so. Dit was wat hom bekend gemaak het, en hy noem, almal het hom so genoem. Waarom? Hy is sy geliefde, en hy is ook, nou ook God se geliefde. Nou, waar hy is, God se geliefde. God maak nie onderskeid nie. Nou wil ek vir jou vra, God het ons eerste lief gehad, so lief, dat hy sy seun gestuur het om vir ons te sterwe, en God wil ook hê, dat ons, jy, dit is ook om Johannes sê, geliefd is. Elkeen van ons wat hier sit, is eintlik God se geliefdes. Verstaan julle dit? As jy God se geliefde is, dan sal jy anders te lewe. Ek wil Johannes
1 Johannes 4 vers 9 en 10 lees, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar. God in Johannes 4 vers 10 het sy liefde aan ons geopenbaar. Hy het dit bekend gemaak. God het ons oë oopgemaak dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Vers 10, hierin is die liefde dat ons God liefgehad het. Nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. God het ons oë oopgemaak, hy het ons geopenbaar van die liefde en Jesus is die versoening vir ek en u. Amen. Die volgende wat ek oor wil praat is sy gees. In 1 Johannes 4 vers 13 staan daar net 'n paar versies verder na. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het. Nou, as ons van God se gees gekry het, dan sien ons en getuig ons deur die werking van die Heilige Gees, deur die bonatuurlike werkinge, deur ingryping, deur wonderwerke, wanneer God se gees daar is, ons het al baie daaroor gepraat, en Pinkster gaan kom, en al daai, wanneer God, hoe sal die mense weet wanneer God se gees in ons is? Wanneer daar ingrype wees, wonderwerke, dinge gebeur, en Markus staan daar, en hierdie wonderwerke sal volg, julle sal hande op die siekes lê, en hulle sal gesond word, in vreemde tale sal julle praat, daar sal dinge gebeur, mense sal gesond word, allerhande wonderwerke en goed sal gebeur, as die gees van die Here is, en dit is deur sy gees, die liefde word geopenbaar, die liefde bring versoening, en die gees van die Here maak wonderwerke en wonderlike dinge wat gebeur in die kerk. Dit is hoekom baie mense agter Jesus aangeloop het vir wonderwerke en goed, en dit is as gevolg van die liefde, dit is die gees van die Here. 1 Johannes 4 vers 14 sê, en ons het aanskou, en ons het getuig, dat die Vader die Seun en die Verlosser van die wêreld gestuur het. Die Vader het die Seun, die Verlosser van die wêreld gestuur, om al hierdie dinge het hulle waargeneem. En hoekom? Ons is sy geliefde. Ek wil hê dat ek en u, ek sal nooit weer vergeet, dat ek God se geliefde is nie. En as jy God se geliefde is, beloved, die een wat God lief het. Maar ons moet ook vir God lief hê. Dis twee dinge wat by liefde kom. Ek kan nie net my vrou lief hê, en as sy nie my lief het nie, dan kan ek verder niks meer doen nie. Dis hoekom party mense skei, want die vrou sê nee, ek het hom nie meer lief nie, of ek het haar nie weer lief nie, nou dan gaan hulle maar uit mekaar uit. Die liefde van God is onveranderlik. Ek en u moet God lief hê. In 1 Johannes 4 vers 17 lees ons, hierin het die liefde by ons volmaak geword. So hierdie liefde wat ek nou van praat, wat Johannes van skryf, en wat God vir hom geïnspireer het, word volmaak, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, wat soos hy is ons ook in die wêreld, want soos hy is ons ook in die wêreld. Ons het vrymoedigheid, wanneer liefde volmaak is, en ons is vrymoedig. Dis hoekom ek julle gevra het, is julle seker dat julle hemel toe gaan, en mense het hulle hande opgesit, hoekom hulle is seker? Want hulle weet, hulle is die geliefde van God, en hulle het vrymoedigheid. Die dag wanneer Jesus kom, mense wat vrymoedigheid kan gaan en sê, hier is ek, Jesus, dis ek is u geliefde, want u is lief vir my, en ek is lief vir u, en ek gaan na u toe. Nou wil ek u net iets oor Petrus sê. Toe Petrus het ook gesê, ek sal u nooit verlaat nie, en ek sal julle ken mos Petrus storie. En toe Petrus die Here verraai het, hy gaan huil, en in die hoek gaan sit, en gaan huil, en sê, maar toe Jesus opstaan, en hy gaan na hom toe, wat het hy vir hom gesê? Hy het vir hom gesê, Petrus, hoekom het jy dit gedoen? Ek het jou gewaarsku, jy gaan my verraai, maar jy was mos nou so slim, en jy dink jy's te wonderlik, ek dink jy moet hel toe gaan. Ek sê my eie woorde, dis hoe ek groot geword het, want ek was bang. Maar Jesus sê vir hom, wat sê hy vir hom? Petrus, het jy my lief?
Hy het nie gevra, hoekom het jy dit gedoen nie? Hy vra, het jy my lief? En want as jy God lief het, dan verander jy jou hele lewe. En hy sê, ja, hy het hom 3 keer gevra. En Jesus het vir Petrus herstel, toe hy verstaan dat hy moet God lief hê, en dit gaan oor liefde, en dit is waaroor die hele storie gegaan het. Petrus het sy hele lewe verander. Petrus is die man wat toe hulle vir hom sê, nee Petrus, ons is nou nog vir jou stories, hierdie verkondiging van die woord, jy is nou gestraf, jy moet ook gekruisig word. Toe sê Petrus, een versoek asseblief. Ek is nie werd om soos Jesus gekruisig te word nie, julle moet my asseblief onderste bo kruisig. Dit het Petrus se lewe verander, toe Jesus hom vra, het jy my lief. En die liefde het verander, dat dit nie weer ooit nodig was nie. Kinders van die Here, vandag wil ek vir julle sê, ons moet mekaar lief hê. Dit is nie altyd maklik om mekaar lief te hê. Ek dink is ook moeilik vir my vrou om my lief te hê, want ek is bietjie baie keer 'n snaakse ou. Snaaks nie, maar ek is anders as baie ander mense. Baie keer is ek deur die blare, ek ry met die kar, ek kyk daar, mense waai vir my. Pastoor, maar ek het jou daar gesien, jy het my nie so groet nie, is jy nou kwaad vir my, hoekom, wat gaan aan? Ek hoor jy as julle my verstaan. Dit is ook so, as jy iemand verstaan, dan kan jy beter vir hom lief wees, kan ons sê amen. Nou die dag sê hulle vir my, nee, ek het op mense geskree en ek het allerhande goed gedoen, die ander ou sê, nee man, pastoor, jy sal dit nooit doen nie. Hoor julle wat ek sê? Liefde. En hoe gaan jy lief wees vir iemand? Jy moet hom verstaan, dis moeilik om my te verstaan. Ek weet nie, party van julle is moeilik, is maklik om julle te verstaan, is dit so? Maar die Here sê ook vir jou meneer, en vir my, ek sê altyd vir mense wat trou, die Here sê nie met jou vrou verstaan nie, hy sê met haar lief hê, want jy sal nie jou vrou verstaan nie. Liefde is heeltemal iets anderste. Liefde is iets, dis nie verstaan nie. Liefde is 'n bonatuurlike ding. Dankie. Hierin is die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid het in die oordeelsdag, want as hy is ons ook in die wêreld. Die liefde wat volmaak is, ons besef dat ons God se geliefde is, en ons het hom lief, dit gee ons vrymoedigheid in die oordeelsdag. As ons besef dat God ons lief het, en ons het hom lief, dan gee dit ons vrymoedigheid. Want my kinders kom na my toe, en hulle vra my goeders, my ouma hulle was so, as ek by my ouma se huis kom, dan was altyd iets lekker, en so, my ouma het my lief, my kinders kom na my huis toe, hulle vra nie, kan ek gaan iets kry nie, hulle maak die yskas oop, en ons is lief vir mekaar, ons verstaan mekaar. Dit kos ou baie keer geld as jy kinders het, baie kinders het, jy weet, as jy kinders het, hulle word groot, maar hulle word nooit onafhanklik nie. In 1 Johannes 4 vers 20, maar dis liefde, ek is so lief vir hulle, ek is so, toe my kinders klein was, ek weet nie of van julle dit ook gedoen het nie, het ek baie keer in die aand gegaan, waar hulle slaap, en net gaan kyk, net kyk, sê Here, dankie vir hierdie kinders wat U my gegee het, ek is hulle so lief, dankie, hulle slaap, maar ek kyk vir hulle, ek dink een keer het Lindy wakker geword, sê, hey, wat gaan aan, wou, kyk pa my so, ek sê nee Lindy, ek is lief vir jou man, ek is lief vir jou, weet julle waarvan praat, het julle dit al gedoen, druk jou kinders, wees lief vir mekaar, ons moet vir mekaar ook lief wees, en wanneer, die eerste babietjie wat my vrou gehad het, toe die kind siek word, toe het ek ook siek geword, ek het naar geword, toe die dokter sê, nee, my kind is siek, toe word ek siek, weet julle waarvan ek praat, moeders weet dit, ek het naar geword, ek sê, my kind is siek, ek weet nie wat om te doen nie, ek wil ook sommer afboek, 1 Johannes 4, en as iemand sê, hy het God lief, en sy broeder haat, dan sê hy 'n leienaar, want wie sy broeder, wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy dan God lief hê, wat hy nie gesien het nie? As jy sê, jy het God lief, maar jy haat jou broer, sê die woord van die Here, dan is jy 'n leienaar.
So kinders van die Here, ek het baie huiswerk. Ons moet begin om vir mekaar lief te wees. Want as jy sê ek het God lief, maar ek haat die pastoor, dan is jy 'n leienaar. Dan is jy 'n leienaar. So julle moet my man net lief hê. En ek moet ook vir julle lief hê. Dis wat die woord sê. En ek het julle lief, ek beloof vir julle. En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, sy broeder moet lief hê. As jy God lief hê, dan moet jy my broeder lief hê. Nou wie is jou broeder? Dis nie my broer nie, ek het nie broers nie. So dan ek is mos vry want ek het nou mos nie 'n broer nie. Julle, dis hoekom ons sê my broer en my suster. Julle is my broer en my suster en ek is julle broer ook, julle broer. Ons is almal een in geloof. Bevestig tydens die nagmaal. Nie kopkennis nie, maar openbaring kennis. Geliefdes, kom ons lewe soos geliefdes. By die nagmaal, wanneer almal saam is en ons deel die nagmaaltafel, dan is dit ook 'n bewys van ons liefde vir mekaar. Ons is 'n eenheid, ons is lief vir mekaar. So ek het eintlik nou klaar gepreek. Ek bid nou dat die Here die naprediker van hierdie woord sal wees. Ek bid dat die Here in elkeen van ons harte werk, dat hy hierdie woord sal laat groei in ons harte, dat ons vir mekaar moet lief wees, dat ons geliefdes is. En Johannes het die geliefde van God, die van Jesus, wat hy het hom geken. Hy sê in sy geliefdes, en hy praat met ons. Ons is almal geliefdes, jy is ook 'n geliefde, en jy is 'n geliefde, want God het jou lief met 'n ewige liefde, en die liefde van God dring ons, en die liefde van God maak ons, dat ons vir mekaar omgee, en die liefde van God maak dat ons geliefdes is, beloved, wees gelief. En as ons gelief is, dan sal ons nooit voel dat ons is afgeskei van mense af. Mense het my verwerp. Wat kan die mens aan my doen? Wat kan die mens aan my? Mens kan niks aan my doen nie. As God my lief het, is dit die belangrikste wat ek het. En as ek God lief het, dan het ek ook vir ander mense lief. Ek kan nie net sê ek is lief vir God nie, en wat van my broer? Die woord van die Here, ek sien hier's 'n paar mense wat kan sê amen. Kom ons sê amen. Kom ons sê amen. Kom ons wees lief vir mekaar. En dis baie keer moeilik om lief te hê. As jy nie lief gehad was nie, as jou pa nie lief was vir jou nie. Ek sê weer, ek het in 'n goeie huis groot geword. My pa was goed vir ons. Wie van julle se ou of se pa of ma het ooit vir julle gesê hy is lief vir julle? Dis baie. Ek wil nie hê die wat nie hê nie, want ek kan ook aan my hand sê. My pa was lief vir my, ek het dit geweet, maar hy het nooit vir my gesê hy is lief vir my nie. Kom ons maak nie dieselfde fout nie. Kom kinders van die Here, ons maak nie dieselfde fout nie. Almal van julle wat hier is, gaan terug na julle huise toe. Gaan sê vir jou kinders jy's lief vir hulle. Gaan sê vir jou man jy's lief vir hom. Gaan sê vir jou jy is the beloved. Be loved. Wees gelief. En mense wat gelief is, dit is mense wat vorentoe gaan in die lewe. Dis mense wat ander mense help. Dis hoe mense uit hulle moeilikheid uitkom. As jy weet dat jy gelief is, kan jy opstaan vandag en sê hierdie goed wat die mense aan my gemaak het, dit maak nie saak nie, want ek is beloved. God het my lief en ek is lief vir hom en ek kan alles oorwin in die naam van Jesus, want die liefde van die Here dring my. Dis liefde wat my maak dat ek kerk toe kom. Dis liefde wat maak dat ek omgee vir my broer en my suster. Dis die liefde van Jesus. Ek is 'n geliefde van die Here en ek sê dit vir elkeen van julle. Julle wat hier sit is geliefdes van die Here. Kan julle sê amen? Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons oor ons verklaar. Ons is geliefdes van die Here. Dankie Here dat ons sal lewe soos geliefdes. Dankie dat ons die liefde sal uitsprei daar waar ons gaan in die naam van Jesus. Ek bid vir elkeen wat in hierdie kerk sit vanoggend, wat miskien sleg behandel is deur iemand, deur sy werkgewer, deur sy ouerhuis, deur alles. Here, U is die enigste een wat hierdie ding kan omdraai. Ek wil bid dat ons sal omdraai. Ja, mense behandel jou sleg, self in jou eie familie en alles, maar God se stem sê, jy is 'n geliefde. Jy beloved, jy is gelief.
Dankie Here dat ons kan verklaar en ons weet, dis nie ek wat so sê nie, dis die woord van die Here dat elkeen wat hier sit is 'n geliefde van die Here en geliefdes leef so en ons het vrymoedigheid om mekaar lief te hê en ons sien uit na die koms van die Here en ons sal so dankbaar wees. Here, ek bid dat U vir ons elkeen sal help en die dag wanneer Jesus kom of die dag wanneer ons sal kom dat hy sê kom in my geliefde. Kom in oor min wat jy getroud, oor veel sal ek jou aanstel, Here, dat ons nie meer sal twyfel, nooit weer nie, Here. Dankie dat ons nie bang gemaak sal word deur mense en dinge en goedes nie. Die hel bestaan en die duiwel bestaan, maar God is in beheer en God het ons lief met die ewige liefde en hy noem ons sy geliefde. En ek wil nooit, Here, ek wil bid dat ons nie na die stem van die duiwel sal luister, wat sê, ja, maar jy het nou gesondag en jy dit en jy dit gedoen, Here, help ons, dat ons sonde los, die klein jakkeltjies en alles, en dat ons oë gefestig het op Jesus, die volëinder van ons geloof, en dat ons sê, ons is geliefdes. Amen en amen. Dankie. Kom ons gee die Here lofoffer. Amen.